Hierdie vraag wat hulle vir jou gee, gaan hoofsaaklik oor daardie vergelyking, maar jy moet verstaan dat dit eintlik gaan oor differentiasie, die eerste afgeleide. Behalwe die eerste vraag waar hulle praat van die gemiddelde spoed. So wat baie belangrik is om raak te sien in hierdie vraag, is die feit dat hulle vir jou die afstand in meter as S gee, en hulle vra vir spoed wat ook met 'n S begin. Moenie deur mekaar raak met daardie twee nie. Hulle gee vir jou afstand. En daardie vergelyking, daardie bewegingsvergelyking is afstand en tyd. So die spoed, moet jy ook weet, as jy nou dink aan 'n tradisionele konteks van spoed, is gelyk aan afstand gedeel deur tyd. So met ander woorde, spoed is die gradiënt van daardie grafiek, tussen twee punte. So jy moet gaan en jy moet die twee punte gaan vervang in T in, 0 en 5, en dan moet jy die gradiënt van die reguitlyn tussen daardie twee punte gaan bereken, met die gewone gradiënt formule. As jy dit nou klaar gedoen het en jy beweeg aan na die volgende vraag toe, dan sal jy sien daar gebruik hulle die woord oomblik. Met ander woorde, nou is dit nie gemiddelde spoed tussen twee tye nie. Dis oombliklik op 4 sekondes. Daarvoor moet jy gebruik maak van die eerste afgeleide van daardie bewegingsvergelyking. En dan vervang jy net die t is gelyk aan 4 daarin. So die eerste afgeleide is oombliklike spoed, terwyl gemiddelde spoed is tradisionele gradiënt tussen twee punte.